neem jou gedagtes, daai verkeerde gedagtes, neem dit gevange. En vervang dit met gedagtes van die Here. En dink die dinge van haar woord, dis belangrik. Fokus op die Here se koninkryk. Dan maak die ander dinge nie saak. Jy weet, so Paulus het gesê in 'n geval alles wat hy hier het op aarde beteken vir hom niks nie. Want dit kom tot niks. So ja, maar mag ons ek dink 'n skrif wat vir my ook baie belangrik was wat die Here vir my gegee het al in my lewe is in 1 Tessalonisense 5 wat sê, wees dankbaar in alle omstandighede. Maak nie saak wat die omstandighede is, wees dankbaar. En as iets wat gebeur in 'n mens se hart wanneer jy dankbaarheid het, wanneer jy dankbaar is vir dit wat jy het in die lewe en ewe skielik begin jou mind positief te dink. Want jy begin te fokus op die goed wat positief is en nie meer op die negatiewe goed. Amen. So net so vinnig 'n paar afkondigings vir ons open met gebed. Daar's 'n nuwe lidmate byeenkoms hierdie Dinsdag 7:00. Ek dink is dit in die kerk van die saal, ek is nie seker dis by die pastorie, sorry. Pastorie Dinsdag aand 7:00 nuwe lidmate. Dis daarso. En dan het die gemeente jaareind afsluiting is nou die 22ste November. Dit sou op Pieter se Paas gewees het, maar ons is bietjie bekommerd as daar reën sou wees of so, jy weet, dan is dit bietjie moeilik, so ons het besluit om dit hier by die kerk te hou. So neem maar net kennis daarvan en dan wil ek ook net vra dat die wat bereid is om 'n potjie te maak, ons kort nog mense om lekker potjiekos te maak en in te skryf is 'n potjiekos kompetisie. En dan ook die wat daar gaan wees wat beplan is om die jaareind afsluiting by te woon. Skryf julle name asseblief daarop. Ek dink daar's 'n lysie daar agter op die tafel. Dan skryf julle name daarop en registreer. Dan laat ons getalle het en weet vir hoeveel om voor te berei. Dankie. Waar is hy? Kom ons sluit die oor. Here, ons wil U net loof en prys. Ons wil U naam groot maak, Here, want U is 'n almagtige God. U is 'n heilige God, Here. U is 'n God van liefde. 'n God van waarheid, Here, en 'n God wat nooit verander nie. U is vandag, gister en môre altyd dieselfde, Here. U verander nooit nie. U is getrou aan U woord, Here, en daarom kan ons op U woord staan en U woord bid en glo met geloof, Here, dat U wil sal doen, Here. Dankie dat ons vanoggend kan verklaar dat ons is U kinders, Here. Dankie dat U soveel is vir ons en meer, Here. U is ons herder, Here. U is ons herder wat vir ons sorg, Here, wat ons gaan soek wanneer ons verlore is, Here. Wat ons beskerm teen die aanvalle van die vyand, Here. Dankie dat U vir ons 'n wonderlike herder is, Here. Vir ons 'n tafel voorberei, Here, in die teenwoordigheid van ons vyande. Ons hoofde vet maak met olie, Here. Dankie vir dit, Here. Here, U is ook vir ons 'n bergvesting, Here. Here, waar ons kan kom skuil, Here, en waar ons dan nie hoef te vrees, Here, vir die pyle wat bedags vlieg nie, Here, vir die onheil in die nag nie, vir die enige omstandighede in die wêreld nie, want U is ons bergvesting, Here. En U gee engele aangaande ons bevel om ons te beskerm, Here. Dankie dat U vir ons 'n wonderlike God is. U is ook vir ons 'n Vader, Here, 'n Vader wat lief is vir sy kinders, wat vir ons sorg en wat net die beste vir ons wil hê, Here. Dankie dat U ook ons verlosser is, Here, wat vir ons gesterf het aan die kruis, wat vir ons alles gegee het, Here. U self uitgebloei het aan daai kruis, Here, met liefde aan daai kruis gehang het, Here, om vir ons sondes te sterf, Here, sodat ons redding kan ontvang en ewige lewe, Here. Dankie dat U soveel dit en soveel meer nog is vir ons, Here. Ons loof en prys U vanoggend, Here. Mag U elke hart aanraak vanoggend hierso. Mag U elke mens seën, Here. U ken elkeen se behoeftes, voorsien in elkeen se behoeftes vanoggend, Here. Spreek hulle aan. En Here, troos waar daar troosting nodig is. Here, gee krag waar daar krag nodig is, Here. Voorsien in ons behoeftes, want U is ook ons voorsiener, Here. Mag U seën en U salwing op hierdie diens wees vanoggend. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, is dit nie om saam met medeboeties en sissies U te kan loof en te prys en te aanbid nie, Here. Waar ons krag kan ontvang en kos kan ontvang vir ons hart en siel en gees, Here. Mag ons groei in die gees, Here. Mag U Heilige Gees op ons vul, Here, sodat ons nuwe krag kan ontvang, Here, om elke dag, Here, aanslag van die vyand te kan afweer en ook, Here, getuienis kan wees vir die koninkryk al buite, Here. Mag ons in alles wat ons doen, U verheerlik, in ons woorde en ons dade, Here. Dat ons woorde sal wees asof dit van God self af is, wat ons spreek, Here. Dat ons sal lewe spreek en nie
dood nie, Here. Dat ons mense sal lief hê, dat ons sal bid vir ons vyande wat ons vervolg, Here. Al is dit hoe moeilik. Seën ons vandag, Here, in Jesus naam. Amen. So vir elkeen sê baie welkom hier vanoggend. Kom ons staan op en ons gaan die naam van die Here groot maak. Groet sommige op hier langs jou en agter jou en voor jou. As jy nog nie vermoorde gesê nie, as dit besoekers is, dan moet jy sê baie welkom hier vanoggend. Geniet die diens. Dit is altyd lekker om te hoor van die Here. Goed, dis sy krag, dis nie myne nie. Wanneer ek swak voel en hoedeloos voel en sê die Here, dis sy krag wat ons sterk maak.
Vader. Dis waar ons veilig voel. In ons Abba se arms. As dinge te veel raak, ons voel ons weet nie meer, die Here, dankie dat ons veilig kan voel by U. Dankie Vader, ek loof U naam. You are good, you are good, when there's nothing good in me. You are love, on this life for all.
Here, ons wil aanbidding aan U bring. Sonder ophou, Here, wil ons U aanbid. Vader, ons wil U aanbid in gees en in waarheid. Met alles in ons wil ons aanbidding aan U bring. Dankie, Here, dat ons voor U kan staan in hierdie oggend. Mense wat getuienisse het van die grootheid van ons God. Getuienisse het van die seëninge, Vader, wat U oor ons uitstort en op ons laat reën. Getuienisse, Vader, van soveel wat ons sonder verdienstheid, genade uit die hand uit ontvang. En Vader, ons sal U loof, ons sal U prys en ons sal U aanbid. Dankie, Here, dat U lewe tot in ewigheid. Dankie dat U regeer vir ewig. Here, daar's niemand soos U. Ons vereer U Koning Jesus, ons aanbid U, Here. Groot en lofwaardig is U Koning van die konings. Aanbiddelik is U, o Here. Ons prys U naam. Daar's niemand soos U nie. Dankie, Koning Jesus. Dankie, Here. Aanbiddelik is U. Dankie, Here, vir U teenwoordigheid vanmôre. Dankie vir die salwing van U Gees. Ek bid, Heilige Gees, dat U salwende krag en U heerlikheid elkeen wat hier is vanmôre sal optel en sal versterk. Dankie, Heilige Gees, dat U salwing ook vanmôre ons net leer, dat U salwing in ons lewe verskil bring, 'n verandering bring. O Here, U is wonderbaar en ons vereer U, ons aanbid U, Here. U is groot en U is so lofwaardig. Dankie dat U lewe, Here, en omdat U lewe, Here, het ons ewige lewe. Omdat U lewe ons as kind van God. Omdat U lewe, Here, is ons meer as oorwinnaars saam met U. Here, ons aanbid U, daar's niemand soos U nie, Here Koning. Ons loof U wonderlike naam. Dankie, Jesus. Thank you, Lord. We praise You. We glorify You. Dankie, Here. Halleluja. Baie dankie. Kan U se plek inneem. Dankie, Koning Jesus. Wow. Is jy al reeds aangeraak deur die Gees van die Here vanmôre? Is jy al reeds versterk in jou gees en jou innerlike mens deur die teenwoordigheid van die Here? Deur die besondere werking van sy Gees in ons midde. Ag man, die Here is goed, hy is wonderlik. Daar's niemand soos hy nie. Ons wil regtig soos Paulus sê, daar's niks wat vergelyk met om Christus te ken. Daar's baie mense wat hom nie ken. Daar's baie mense wat weet dat hy 'n werklikheid is en dat hy bestaan, maar daar's baie mense wat hom nie ken nie. As mense hom leer ken en hoe beter jy hom leer ken, hoe meer staan mense net in bewondering en dankbaarheid en lof in jou hart vir sy grootheid en vir wie hy is. Wow, die Here is wonderbaar en daar's niemand soos hy nie. En as 'n mens die Here ken, dan kan jy hom ook bekendstel en dan wil jy hom bekendstel aan ander. Amen. Dis my 'n voorreg om met u die woord te deel vanmôre. En ek vertrou dat u ook in hierdie laaste stuk van die jaar, waar baie mense begin moeg raak, baie mense voel, joh, hierdie jaar, daar baie gebeur, soveel goed het 'n mens deurgegaan, daar was soveel goed wat verkeerd geloop het, en baie keer het in die einde van die jaar, voel mense maar 'n bietjie moeg. Ek bid dat u elke dag, dit wat ons vanmôre ook oor gaan deel, dat u elke dag dit sal beleef. Ons jaartema ook, hierdie jaar is die groot waarheid, dat hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. En mag elkeen van ons, voortdurend, daagliks, nuwe krag ontvang, uit die hand van die Here. En ek wil met u daaroor gesels, en met u deel, en ek vertrou dat die Heilige Gees in die hart waarhede sal net laat lewe, in die hart wakker maak. Ek gaan vir ons 'n gedeelte voorhou, jy kan saam met my lees, uit Jesaja hoofstuk 40, Jesaja hoofstuk 40 vanaf vers 27 tot dan daai baie bekende laaste vers, die 31ste vers, Jesaja 40 vanaf vers 27.
Die woord sê hier, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. Net hierdie baie besondere gedeelte uit die woord van die Here. In die eerste plek praat Jesaja van hierdie groot heerlikheid, hierdie groot waarheid, dat ons God, wat ons dien, hy is die skepper God. Hy is die een wat in die lewe geroep het met die aanvanklike skepping en dit nog steeds voortdurend doen. Hy is die een wat in die lewe roep wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Hy is die een wat altyd dieselfde is. Ja, met die skepping het hy sy almag bewys, voortdurend bewys die Here sy alvermoë, sy almag, en vir kinders van God is dit nie vreemd om God se almag te ervaar in ons lewens. Daar's baie dinge wat in ons lewens gebeur het, wat ons weet, was dit nie die Here nie, dit nooit gebeur nie. Dis net die Here wat dit laat plaasvind. En baie keer dan hoor 'n mens dat ander mense sê ook dat dit, ook selfs mense wat nie die Here ken nie, wat sien die sigbaarheid van die betoning van God se almag en sy krag, en selfs mense van buite sê, hier het iets gebeur wat ons nie kan verklaar nie, wat ons nie kan verstaan nie. En selfs mense in terme van dokters, baie keer al gesê wat hier gebeur het, is nie ons hier te wonderwerk plaasvind. En ons hoor dit voortdurend. Maar die kind van God beleef dit voortdurend, want ons weet en ons beleef die grootheid van die almag van ons God. So die begin van hierdie gedeelte praat juis van, hy is hierdie een vir wie niks onmoontlik is nie. Jeremia se bekende woord wat ons al hier genoem het, is my so mooi, vir wie niks te groot of te wonderbaar is nie. Een wat die hemel en die aarde gemaak het deur sy groot krag en deur sy uitgestrekte hand, deur sy alvermoë, hy alles daar gestel. En is heerlik om te weet dat ons God is op die troon en hy is die een wat regeer. Dis heerlik. Verder meer dat die woord hier sê, onse God en onse Here weet wat ons deurgaan. Die Here weet wat u deurgaan. Hy ken nie net die omstandighede waardeur u gaan nie. Is dit lekker om te weet, ons God is alwetend. Hy ken nie die omstandighede waardeur ons gaan nie, maar hy ken ook ons belewenis van die omstandighede, te midde van die omstandighede. Hy sien meer as net aan die buitekant soos ons as mense sien. Hy ken ons menswees, hy weet wat ons dink, hy weet wat ons emosies is, hy weet hoe ons voel, hy weet as 'n mens swak is, hy weet dit. En ek dank die Here dat ons God weet. En dan die een wat nie net een kan staan en homself onttrek nie, maar die een wat betrokke raak in mense se lewens, in sy mense se lewens, die een wat uitreik na ons toe, die een wat werk in ons lewens, met sy krag en met sy heerlikheid. Dit is wie hy is. Hy is almagtig, hy is liefde, hy is regverdig. En weet jy, 'n mens kan baie keer voel jou situasie is heeltemal buite beheer en jy weet nie meer wat om te doen nie. Was jy al daar? Jy weet nie, wat is heerlik om te weet dat in ons lewens is die Here, ons God is in beheer van die kind van God se lewe.
en van alles in jou lewe. Dis hierdie groot waarheid van, as ons die Here in beheer plaas en ons Vader in beheer plaas van ons lewe, van ons menswees, en ons gee die totally aan hom oor en begin in sy wil te lewe, as hy in beheer is van ons lewe, dan vat hy ook beheer van alles in ons lewe. Amen. Dat 'n mens dan ook belewe, ek sien bekommer daaroor nie, is nie ek wat moet goed laat gebeur nie, my God, wat almagtig is, hy is in beheer. En hy kan, en hy wil doen, ver bo wat ons bid of dink. Ons gaan later weer daarna verwys. En dan sê die woord hier, hy gee vermoeides krag. En die woord sê ook dan hier, dat ja, die jong manne word moeg, en hulle struikel selfs. En dit gaan hier oor natuurlike vermoë, natuurlike krag, natuurlike sterkte, wat die Here in elk geval vir elke mens, al ken hy God nie, vir elke mens gegee het. Alles wat enige mens het, wat elke mens het, hy het niks vir homself gegee nie. Alles het God vir ons gegee. Ook vir die mens wat die Here nie ken nie, elke talent wat hy het, elke intellektuele vermoë, elke bekwaamheid, alles God gee dit, is 'n gawe uit die hand van die Here. Nou as hy praat hier van jonges word selfs moeg is, en dis verseker so, dat selfs jong mense op 'n plek kom waar hulle kragte loop uit, en dit goed raak net te veel. En dit gaan nie net oor net fisiese krag nie. Ek kan onthou, ja, toe ek jonk was, het ek langloop gedoen. Ek weet nie, het hulle nog langloop hier op die skole? Ons het langloop gedoen, en ons het langloop gedoen vir Sondagskoolfonds insameling. Dan het ons gehardloop op die plotte. Man, ek kan nie onthou hoeveel kilometers nie, want het was ver. Het was ver met borglyste. Ek weet nie of hulle nog sulke goed kry deesdae eers. Borglyste geborg per kilometer. En ons daar op die plotte, en dan selfs na so en se hardloop, en dit was warm, en daar was nie altyd bome gewees, waar nie koelte kan hardloop nie, was ou maar moeg. Maar hierdie, ja, selfs jong mense word moeg. Maar hierdie is meer as net 'n fisiese moegheid. Dit kan ook by baie mense, en dis amper erger, as daar 'n emosionele moegheid kom. 'n Emosionele uitputting, 'n ding van mense wat voel, ek kan net nie meer nie. Ek het net genoeg gehad, ek kan dit nie meer verdra nie. En baie mense beleef dit, en selfs kinders van God beleef dit. Maar weet jy, in besonder mense wat die Here nie ken nie, beland baie meer op so 'n plek waar mense sê, ek kan nie meer, ek gee op. En selfs jong mense. Kan jy onthou, van die ouer mense sal dit onthou. Daar was jare terug 'n oorlog tussen Amerika en Vietnam. Amerika het in Vietnam gaan oorlog voer. En vir die Amerikaners was dit vreemd. Die oorlog het baie langer aangehou, daar was baie meer uitdagings as wat hulle aanvanklik beplan het en gedink het dit gaan wees. So dit baie langer aangehou, en van daardie jong soldate het so moedeloos geraak dat hulle nie meer wou lewe nie. En van hulle het gesterwe, nie net een of twee, daar's 'n klomp van hulle wat gesterf het, en hulle het nie selfmoord gepleeg nie, hulle het net gesterwe vanweë dat hulle totally moed opgegee het, en dat hulle gestelle, hulle liggaam het en hulle harte het gaan staan, want hulle het net totally opgegee op die lewe, te midde van hierdie omstandighede. Mense in hulle eie menslike vermoë. Want dit gaan maar, jy sien, ons weet dit gaan maar niet so ver, en niks verder as dit nie. Elke mens het sy beperking, en elke mens kan maar net soveel hanteer, en soveel vat. Maar wat dan hiervan, wat die woord hiervan praat, wat Jesaja hiervan praat, is baie meer as net menslike vermoë. En hy sê dat, daar is ook mense wat 'n goddelike ingryp in hulle lewens beleef, Godse mense, wat die ingrype van die Here voortdurend in hulle lewens ervaar, en voortdurend sy werking en sy betrokkenheid en ingryp in hulle lewens kan belewe. En ek wil verklaar vanmôre, ek kan sonder die ingrype van die Here my lewe nie leef nie. Ek kan nie daar sonder klaarkom nie. En dit is so mooi hier, dat in hierdie heerlikheid van God wat almagtig is,
wie oneindige krag en sterkte vermooi, dat die woord hier baie duidelik sê, dat hierdie God met sy krag en sterkte betrokke raak by sy mense se lewens. En dan sê hier, dat hulle wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Glo jy dit vandag nog? En as die Bybel praat van hulle wat op die Here wag, dan beteken dit byvoorbeeld mense, Godse mense wat in hulle hart 'n verwagting het, dat as hulle met die Here ontmoet, en as hulle self net toewy aan die Here, mense wat net bloot omdat ons aan Christus Jesus behoort, en wanneer 'n mens op jou oë op die Here hou, en jy ken Hebreërs wat sê jy hulle oë gefestig op Jesus Christus, ontmoet hom, beleef sy teenwoordigheid, kom in die heiligdom van die Vader, laat daar dit so, dit gaan oor 'n verwagting, 'n mens wat met die Here ontmoet, in gebed en tyd, in die teenwoordigheid van die Here, wat 'n verwagting het dat God in jou lewe iets gaan doen. 'n verwagting van ontmoeting, 'n verwagting van, as ek nou met die Here ontmoet, gaan ek nie dieselfde hier uitstap, as wat ek hier ingekom het nie. Daar's 'n verwagting, my God wil met my ontmoet, hy wil met my praat, hy wil sy krag in my lewe uitstort, hy wil groot dinge in my lewe doen, hy is die een op wie toe ek kom, die een, ek sien uit na om met die Here te ontmoet, en ek vertrou dat dit by jou ook so is, dat daar altyd 'n verwagting is, ek kan nie wag om met die Here te ontmoet, kan nie wag om in sy teenwoordigheid te kom nie. En mense wat dit nie beleef in hierdie tyd nie, gaan baie keer ook ervaar, jy kan nie meer nie, jy sien nie meer kans vir dit nie, maar 'n mens wat na God toe gaan, 'n mens wat op die Here wag, is iemand met 'n verwagting, dat die Here in jou lewe voortdurend sy krag sal uitstort, voortdurend homself, en ja, verwagting wat gebou is op die Here, op wie hy is. Jy ken Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Wow, that's beautiful. So wanneer ons na God toe gaan, dat die kind van God glo en dit weet, dat hy is die almagtige een, die een wie se krag onuitputlik is, El Shaddai, die een groot in krag en groot in sterkte, die almagtige wat hemel en aarde gemaak het, vir hom niks te groot of te wonderbaar nie. En omdat sy krag onuitputlik is, dat ons weet, Here, ek kan by U, in U almag, in U krag en U heerlikheid, is daar ook beskikbaar vir my. Vir my as mens, om versterk te word in U, vir my situasie waardeur ek gaan, dat ek weet, in U almag, as U Here, die hemel en die aarde gemaak het, deur die groot krag en deur die uitgestrekte hand, en die heelal in perfekte harmonie hou, en elke planeet en elke sterrestelsel in sy plek hou, maar is ons God nie groot nie. En as 'n mens dit besef, dan is daar, net na dit kyk, dan is daar 'n belewenis van, o Here, my omstandighede, in vergelyking met dit, is so piepklein, as U so goed na dit kyk, hoeveel te meer nie na my omstandighede wat so klein is. Dankie Here, U is die een, die almagtige, ja, dat die mens tot God gaan en weet, dat hy is ook liefde, hy is liefde, hy is agape. Agape kry jy by niemand anders nie, kom van iemand anders af, net as van God af en hom alleen. Hy is liefde, hy is agape. Daarom het Jesus aan die kruis gestort, en hy het sy lewe aan die kruis gegee, sy lewe uitgestort vir ons, en hy het gesterwe, omdat hy liefde is, en ons God verander nooit nie. Sy oorvloedige liefde is genoeg, en is goddelik genoeg vir elke mens op hierdie aarde. Het jy al die liefde van die Here en die krag van sy liefde in jou lewe ervaar? Is daar iemand wat sê om? Een. Het jy sy liefde al geleer ken? Dit belewe, 'n sekerheid van God wat sy liefde in 'n mens se hart uitstort,
en jy wonder nie of hy jou lief het nie, daar is 'n sekerheid van sy liefde, en 'n mens wat dan vreesloos word, omdat jy weet, my God het my lief, hy sal my nooit los nie, hy sal my deurdra, sekerheid van sy liefde, in die liefde is daar geen vrese nie. 'n Mens wat God ken, wat weet, wat 'n verwagting het, omdat hy is wie hy is. Hy is El Roi, die een wat sien, hy weet alles, hy ken alles. Ja, en ek moet sê, vir party mense is daar die werklikheid, die feit dat hy is El Roi, die een wat alles weet, die een wat alles sien, is dit vir party mense verskrikking. En hulle sal eendag skuldig staan voor God, sal Jesus Christus nie meer ken nie, in die Openbaring sê, hulle sal veroordeel word, mense buite Christus, dit is verskriklik, sal veroordeel word volgens alles wat hulle gedoen het, soos dit in die boeke opgeskryf is. Maar vir die kind van God, die wete, dankie Here dat daai goed in ons lewens is weg. Deur die bloed van die lam is dit weg. Dit is weggewas. Dit bestaan nie meer, dit is asof dit nooit was nie. Ons het die geregtigheid van God in Christus, en vir die kind van God hierdie wete van, my God is El Roi, hy sien wat ek deurgaan. Hy sien wat met my gebeur, hy sien die onregverdigheid by die werk, hy sien die ongeregtigheid, maar hy is El Roi, hy is die Here, my geregtigheid, hy is die een wat met my sal gebeur wat reg is, en hy is die een wat beskerm, ek sal triomfeer, omdat hy die een is wat weet van alles. Ja, daarom kan ons na hom toe gaan, omdat hy is, wie hy sê wie hy is. En dan verder meer, hierdie term van, om op die Here te wag, sê ook iets van, om in 'n tyd van ontmoeting met die Here, nie net deur dit te jaag, om maar te sê, ek het ook gebid nie, maar 'n tyd van, ek wil met God ontmoet, ek kan nie lewe, sonder om met hom te ontmoet nie. Ek glo as 'n mens met die Here ontmoet in gebed, en tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here, ek beleef ek is nooit dieselfde na die tyd as voor die tyd. Beleef jy dit ook? En 'n mens wat werklik op die Here wag, en wat tyd uitkoop, en kom ons wees eerlik, dat die vyand sal altyd 'n mens so aan die hardloop wil hou, dat jy nie met tyd by tyd met God ontmoeting kan uitkom nie. Hy wil jou so besig hou, en hy wil hê dat jy kragteloos sal wees. Ek dank die Here dat ons by God se kragstasie kan inskakel elke dag, en sy heerlikheid kan ervaar, ontmoeting met hom, sy salwing, sy heerlikheid, in sy troonkamer in te gaan. En as ek dit sê, dan dink ek altyd aan Ester. Kan jy onthou toe Ester by Ahasveros, die koning, ingekom het, en as hy nie die koning in daardie tyd, as hy nie guns gegee het aan die persoon wat in sy troonkamer ingekom het, nie kon die persoon gedood word. En toe sy ingegaan het, het hy sy staf opgetel, wat getoon het dat hy guns aan haar bewys het. En ons weet wat het met Ester gebeur, en die mooi getuienis van Ester, en die verlossing van die Jode, en dies meer. Ek dank ons Vader, as ons in sy troonkamer inkom, dan is daar nooit 'n ding van ek verwerk jou nie. Daar is 'n ding altyd van, kom na my toe. Ek wil jou ontmoet, ek wil jou verstaan. Ek wil in jou lewe inspraak gee. Wil my krag in jou binneste uitstort. Tel my staf op. Jy's myne, jy's kosbaar in my oë. Ek wil in jou lewe doen die bonatuurlike. Hy is die een wat altyd so is, wat altyd omgee, wat altyd lief het. Man, 'n mens verloor, en mense doen jouself skade en tekort as jy nie in die troonkamer ingaan. Kom in die troonkamer, en dit sal wys as jy daar was. Baie keer dan sit 'n ding van dit wys net in 'n ou se lewe. En as 'n mens praat, dan kan 'n mens hoor dat hierdie persoon was by die Here. Ek kan nie een keer bedien, waar ook al, persoonlik of waar ook al, kan ek nie bedien, if I haven't been in the throne room. Dis waar ek wil wees. Kind van God, dis 'n God se plek vir elkeen van ons. Wag op die Here, kry nuwe krag.
Ja, die een wat in ons harte dan ook inspraak gee, wat met ons praat. En dan nou, hierdie heerlikheid van hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dit sê geweldig baie. Wow, en dit het my hart net begin lewe. Hier verskillende waarhede rondom dit. In die eerste plek, as die woord sê dat ons kry nuwe krag, as 'n mens op die Here wag en sy teenwoordigheid kom en met hom ontmoet, dan sê dit in die eerste plek, daar kom verandering in 'n mens se lewe. Dis wat die woord sê. Daar kom verandering. Jy bly nie dieselfde nie. Jy kan nooit dieselfde bly nie. As jy nie verander word nie, dan wil ek sê, dan bid jy verkeerd. Kan jy ook, Jakobus het gesê, julle het nie wat julle bid nie. En julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Kan jy onthou Jakobus sê? En dan sê hy, dat daardie mens bid net sy eie begeertes en sy eie wil en sy eie goeders. Hy sê, dis nie waaroor dit gaan nie. As 'n mens in die teenwoordigheid van die Here kom, is daar 'n verandering wat in 'n mens se binneste plaasvind. As jy op die Here wag, dan kom 'n mens agter, maar hier is 'n versterking in my gees. Deur die gees van God. So ek sê weer, dis dan nie meer net 'n menslike faset van ek en my probleme en ek wat swaar trek onder hierdie ding nie, maar vanweë die almag van die Here kom daar verandering in my binneste. Ek word versterk, ek word bekragtig. Weet jy, hierdie heerlikheid ook van die woord sê baie duidelik, Romeine 8:14, wat sê dat die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons seuns en dogters van God is. Kinders van God. En as mense in die troonkamer inkom, is daar die belewenis van, Vader sê, jy's myne. Jy behoort aan my, versterking in 'n mens se gees. En baie keer, dan word 'n mens wakker met daai bewustheid, Vader sê, jy's myne, net as jy wakker. En dan weet jy, in die nag het hy met oor my gewaak, hy het ons beskerm. In die oggend word jy wakker met daai getuienis. Ja, daar kom verandering in die teenwoordigheid van die Here. 2 Korintiërs 3:18, hierdie is baie duidelik, deel daarvan, hy sê, terwyl ons hier die heerlikheid aanskou, van die gees van God, sy bekragtiging, sy werking, word ons van gedaante, van hoe ons is, ons menswees, word ons verander, ons word getransformeer, daar's 'n metamorfose, ons verander, en ek sê dit baie, maar ek verklaar dit, want dit is wat God sê, ons bly nie dieselfde nie, verander van heerlikheid na heerlikheid. Die Amplified Bible wat sê, from one degree of glory to another, meer van sy gees, daar's 'n verandering, en jy weet, jy voel aan, verder meer, hierdie ding van nuwe krag, man, jy soek 'n mooi waarde, dit beteken ook, dat jy tel spoed op. Die mens wat, dan voel 'n mens, ek sien kans vir enigiets. Ek sien kans, ek kan gaan vir elke uitdaging, dit maak nie saak, want die omstandighede waarin ons is in hierdie tyd is nie maklik nie. Die Here het gesê, dit sal moeilike tye wees in hierdie tyd. Maar hulle wat op die Here wag is mense wat belewe, ek sien kans vir elkeen van hierdie uitdagings. Ek sien kans vir die ongeregtigheid wat by die werk gebeur, wat van mense af gebeur, maak nie saak nie. Ek sien kans daarvoor 'n mens wat spoed optel, en 'n mens wat belewe, soos 'n Dawid wat gesê het, my God, en hy baie teestand gehad. Weet, Dawid was hierdie man na die hart van God, maar dit gaan lees Dawid se psalms. Dawid is nie iemand wat nooit moeilikheid gehad het nie. Te midde van dat hy God se lieflingsseun was, en die woord praat baie van die troon van Dawid wat bevestig sal raak, en dis meer. Maar Dawid het ook moeilikheid gehad, maar hy sê, met my God loop ek 'n bendestorm. En met my God spring ek oor 'n muur. Ek sien kans vir elke uitdaging. Dan voel 'n mens net, man, hier is 'n energie om goed te hanteer. En dan gaan mens deur wat, en ons almal gaan deur moeilike goed in hierdie tyd. Is dit nie so nie? Maar as net 'n belewenis van dit maak nie saak nie. My God is groter as hierdie omstandighede waarin ek is. En hy sal vir my nie miskien uitkoms gee nie. Ek weet dit. Hy gaan vir my uitkoms gee. Daar is oorwinning. Verder meer beteken hierdie nuwe krag wat ons ontvang uit die hand van die Here. As jy bly ons kry nuwe krag.
Maar dit beteken verder ook meer, daar's 'n vorentoe beweeg. 'n Vorentoe beweeg om uit te kom by dit wat God beplan vir ons lewe. Voortdurend 'n vooruitgang, 'n vooruitgang. Nie mense wat in sirkels beweeg, soos die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn in sirkels geloop het, vanweë hulle ongeloof, hulle ongehoorsaamheid, van dat hulle weggedryf het van God af en terug wou gaan na Egipte toe. Ja, dit was hartseer, hulle was uit Egipte uit, maar Egipte was nie uit hulle harte uit nie. Hulle was in hulle harte, was hulle nog daar. En daar die mense se gesindhede, soos ons laasweek gesê het, was nog deel van hulle menswees. En in sirkels geloop. 'n Mens wat op die Here wag, is nie asof hy in sirkels loop en hy kom nêrens nie, maar is 'n mens wat by God se plan vir sy lewe uitkom. Wat voortdurend God se roeping op sy en haar lewe uitleef, op ons lewe uitlewe, waar die Here mense gebruik, waar hy sy hand op 'n mens se lewe plaas, waar ander mense geraak word. 'n Mens leef nie vir jouself nie. As kind van God leef 'n mens vir die Here om sy koninkryk uit te brei. Amen. En mag dit so wees dat die heerlikheid van die Here al groter word, dat Christus gesien word in jou, dat sy woord gehoor word in jou. 'n Mens wat op die Here wag, beleef dit. Here, ek kom by u wil vir my lewe uit. En dan God, soos Paulus sê, aan die einde van ons lewe, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Wat Paulus sê, ek het alles gedoen wat God wou gehad het ek in my lewe moet doen. En 'n mens wat op die Here wag, is 'n mens wat so lewe, waar die Here daagliks vir jou kan sê, ek wil hê jy moet dit doen. Ek wil hê jy moet hierdie persoon bel. En dit is so heerlik, baie keer as die Here dit doen en 'n mens is gehoorsaam, dan beleef 'n mens dis presies wat die persoon nodig gehad het. Het jy dit al ervaar? En dan is dan ons hierdie ding van, Here, ek wil dit altyd doen. Ek wil altyd Heer gehoorsaam wees aan U. En dan verder meer, ja, die Here doen iets nuuts elke keer in 'n mens se lewe. Elke keer van ontmoeting is anders as die vorige keer. Beleef jy dit ook? Is nie dieselfde nie, man. Daar's kere wat 'n mens uitsinnig is in die Here, waar 'n mens net wil opspring van vreugde in die Here, en daar's ander tye waar jy net stil word voor die Here. En waar die Here met jou praat, waar die Here inspraak in jou lewe gee, waar die Here vir jou sê, ek sal jou nooit begewe nie, ek sal jou nie verlaat. Ek is by jou, ek gaan jou deurdra nie. Jy hoef nie bekommerd te wees, nie angstig te wees nie. En jy weet, ek wil vir jou aanmoedig, in jou tyd van ontmoeting met die Here, word stil, dat die Here ook met jou kan praat. Hy wil, as God gepraat het, dan weet jy dit. En 'n mens gaan vorentoe. Verder meer, as 'n mens op die Here wag, en sy krag is in jou, begin in jou lewe werk, dan ervaar 'n mens dat die Here ook nuwe waarhede uit die woord uit vir jou oopmaak. Of die waarhede in die woord vir jou op 'n nuwe wyse oopmaak, wat jy dit nog nie van tevore gesien het. Die woord sê dit, Jesaja, Jeremia 33, wat so bekend is, roep my aan in die dag van benoudheid. En ek sal in jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge, wat jy nie geweet het nie. En baie keer in daardie tye, as jy die Here aanroep in jou dag van benoudheid, dan beleef 'n mens dat die Here met jou praat uit sy woord, en sy woord gee vir jou rigting, sy woord versterk jou. Beleef jy dit? Dat die woord van die Here vir jou moed gee, krag gee, en raad gee. Ons koning is raadsman, en weet jy, ons het nie alle wysheid in pag nie, maar ons God het. En in sy woord gee hy vir ons duidelik die raad. 'n Mens wat, Paulus skryf ons vir Timoteus en praat met hom oor die feit dat hy die skrifte moet ken. Hy sê van kleins af dat jy die skrifte ken wat jou wys maak tot saligheid, dat jy in Christus oorwinning lewe. Dat jy beleef, jy leef saam met Christus in sy oorwinning. Jy triomfeer saam met hom deur die krag van die woord. En dat 'n mens baie keer, miskien moet ek dit vir u vra, het jy al beleef dat die Here vir jou waarhede in die woord oopmaak wat niemand anders vir jou gesê het? Want die Heilige Gees sal ons leer. Die Here het dit baie duidelik gesê
dat die Heilige Gees, hy sal die Heilige Gees stuur, en die Heilige Gees sal ons in die volle waarheid lei, en hy sal ons leer. Die Here het gesê, die Heilige Gees sal ons leer. Sê, en Johannes praat van hierdie self, dis in Johannes, wat Johannes haal dit ook aan in Jesus se bediening, maar Johannes sê dit ook self, Johannes 2:27, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, soos dit ook waar en geen leer nie, en soos julle geleer het, so moet julle in hom bly. Wow, die salwing wat ons leer, en ons bly in die waarhede wat God vir ons leer. Weet jy, as die Here vir jou 'n waarheid geleer het uit sy woord, gaan niemand dit van jou steel. Die Here het gesê, die Heilige Gees sal jou herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan baie keer beleef 'n mens, dankie Here dat U met my gepraat het. En ja, ek is excited, altyd excited oor die woord, want die woord is kragtig, en ek dank die Here dat hy waarhede vir my gewys het al, deur die salwing van die Gees wat ek by niemand anders gehoor het. Dis net hy. Ons dank die Here vir sy genade, dank die Here dat ons op hom kan wag, verder meer, en ek wil afsluit hiermee. Hy sê, dat hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag, en hulle vaar op met vleuels, soos arend. En ons het hierdie beeld hierso, van 'n arend, en dit sê geweldig baie ook, want 'n arend bly nie op die grond nie, 'n arend se plek is in die hemel, Hy word deur die vermoë wat God in hom geplaas het, hy kan maar nie daai vlekke net so lekker, net so lig wegvat. En hy is hier op die windpieke van die wind. En dis net, is dit vir jou ook mooi as 'n arend vlieg? Man is beautiful. Hulle geluid is mooi, die visarend. Wie van julle is ook lief vir 'n visarend se geluid? Sy geroep, it's beautiful. Maar wat ek wil uitlig is hierdie ding van, 'n arend bly nie op die grond nie. Hy word opgetel deur die vermoë wat God vir hom gegee het en hom in hom ingebou het, om uit te styg en die hemele en daardie heerlikheid van die wind waarop hy kan sweef, net sonder effort kan sweef, want God het hom so gemaak. En dis wat die woord hier sê. Hulle wat op die Here wag, beleef ook dat die Here hulle optel uit hulle omstandighede uit. Jy word nie meer gedruk deur die probleme en deur die omstandighede en voel, jy kan nie meer aangaan. Daar is 'n belewenis van, Here, U tel my op. Ek beleef, Here, dat ek in die hemele sit saam met Christus. Die Here het gesê dat hy het ons uitgehaal uit sonde uit. En ons sit in die hemele, in hemelse plekke, saam met Christus. Nie eers as ons doodgaan nie, hier op die aarde, waar 'n mens belewe, Here, ek is vry van bekommernis. Ek is vry van vrese. Here, in die hemele waar ek U stem hoor dat U met my praat. Here, waar ek goddelike krag voortdurend belewe. Dankie Here vir wat U doen in my lewe. En ek dank die Here dat ek met my voorbeeld, met my heup kan net aangaan, terwyl hulle dink ek is nie veronderstel om te kan loop nie. Maar dit is die krag van die Here. Dis sy krag, dis sy salwing en sy heerlikheid. Want 'n mens word opgetel, en dis wat die woord van die Here sê, dat hy ons seën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, deur die krag van die Gees, dat 'n mens iets van die hemel voortdurend ervaar. Kind van God, die Here wil hê dat ons hemel al meer sal belewe, en dan beleef 'n mens die ander goed word nie te veel vir jou nie. Jy lewe bo dit, jy leef in oorwinning ten spyte van dit. Jy sien, wat die Here ook duidelik in my hart gespreek het, is dit. 'n Mens wat nie op die Here wag en nie opgetel word deur sy krag en deur sy heerlikheid en versterk word met hierdie nuwe krag nie, gaan ervaar, baie mense beleef dat die omstandighede en die goed wat verkeerd loop, wat ons alles deurgaan, dat dit jou intimideer, né? Dat jy voel, ek weet nie hoe ek dit gaan maak. Maar 'n mens wat in die krag van die Here belewe, wat in die krag van die Here leef, in sy oorwinning leef, is 'n mens wat nie geïntimideer word nie, maar is 'n mens wat triomfeer. Amen. Nie geïntimideer, maar iemand wat triomfeer. Wat die hand van die Here belewe, wat sien hoe Vader
bonatuurlik net sorg, dat hy bonatuurlike dinge doen. Man, ons is nie veronderstel om hoenders te wees wat op die grond tussen die mis moet rondkruip en krap nie, man. Godse mens is mense wat soos 'n arend moet uitstyg oor die omstandighede. Ek is nie 'n hoender nie, ek is 'n arend. Amen. Mag die Here se heerlikheid jou deel wees. Mag die Here se salwing jou deel wees. En dat jy belewe, Here, dankie vir wat jy in my lewe doen. En ek weet dat die Here wil dit ook in sy woord in die hart laat lewe. In die hart bevestig. Jy sien, jy kan toelaat dat hierdie woorde maar net weer verbygaan. Kan nie onthou Jakobus sê, niemand weet wat 'n hoorder is van die woord, maar wat dit doen. Amen. Dis 'n tyd om met die koning te ontmoet. En onthou daai teks in die King James in Handelinge wat sê, they took note, die ander mense took note that the disciples have been with Jesus. Mense sal agterkom as jy by die Here was. Hulle sal dit weet. En jy sal dit weet. En hy wil jou nuwe terreine toe vat, en dat jy uitstyg in die naam van die Here, deur sy krag, deur sy eerlikheid. Ja, en dit is so groot, dit wat die Here in 'n mens doen, te veel vir jouself, om vir jouself te hou. Jy wil dit uitgee vir ander. Jy wil getuig, want dit loop oor. Strome van lewende water wat oorloop. En ander mense word geseën in die seën wat die Here oor jou en my lewe sal uitstort. Ek bid die Here se salwing op u. Ek bid dat elkeen sal, want jy weet, ja, salwing is nie, en die krag van die Here is nie sommer net outomaties nie. Dit wat die Here doen, ek het dit al genoem, dit wat die Here doen is gratis en verniet, jy betaal niks daarvoor. Maar dit is nie goedkoop nie. 'n Mens wat God nie soek nie, gaan hom nie vind. 'n Mens wat nie tyd spandeer in sy teenwoordigheid nie, gaan agterkom dat iets goed wat jy mis. Jy sien dit in ander mense se lewe, maar jy mis dit. En die Here wil nie hê, he doesn't want you to lose out on anything. Mag die Here se salwing jou deel, sy krag en sy heerlikheid. Oh Lord, we praise you. Dank die Here vir wat hy doen. Dank die Here dat hy ons lewens nuut maak. Dank die Here vir sy krag en sy salwende heerlikheid in elkeen se lewe. Aan hom die lof en die eer en ons prys. Halleluja. Amen. En ek wil dit vir u vra. Vanmôre is jy iemand wat dit wil doen. Here, ek sal op u wag. Ek sal op u wag, Here, my leefstyl. Ek maak 'n keuse. Ek sê nie dat as jy dit nog nie, dat jy dit nie doen nie, al doen jy dit. Maar mense wat sê, Here, ek sal u aangesig soek, ek sal op u wag elke dag, Here, want ek kan nie sonder u lewe nie. Ek is so bly, my God gaan nooit op vakansie. Hy is altyd daar. En baie keer as menslike spesialiste toe gaan, mediese spesialiste, dan kry jy eers oor 4 of 5 maande afspraak by die topouens. Dit is so wonderlik dat ons na die Almagtige toe kan gaan enige oomblik van die dag. Ons hoef nie 'n afspraak te maak en ons hoor by hom, ek het nou eers tyd vir jou oor 4 maande nie. So. Dank die Here, hy is altyd sy daar. Sy troonkamer is oop deur die bloed van die Lam. En ek wil vir u vra vanmôre, as jy daardie commitment wil net, al het jy dit maar opnuut wil maak, Here, ek sal u aangesig soek en niks sal my weghou van om u te wag daagliks, om nuwe krag te ontvang uit die hand nie. Dan wil ek vir u vra om in u sitplek op te staan, voor die Here, en te sê, Here, hier is ek. Here, ek commit myself, ek sal op u wag, Here. Ek sal in die teenwoordigheid kom, Vader, ek sal in die troonkamer kom. En ek weet, ek sal guns kry by die Here, ek sal net toe gaan en glo dat u is en 'n beloner van die wat u soek. Dankie Vader vir u krag. Dankie vir u salwende heerlikheid. Dankie vir u volheid, u oorvloed. Dankie, halleluja. Waar u staan, praat met die koning, praat met ons Vader. En dat jy net belewe, nou vanmôre alreeds, versterking in die Here. Oh, thank you, Lord. Dankie vir u krag.
Dankie vir die salwende heerlikheid wat ons deel is. Dankie dat ons ook vanmôre selfs Vader, nuwe krag ontvang rond van ons God. Dankie, Here. U is groot en U is wonderlik. Ons aanbid U, Here, Koning, daar is niemand soos U. Ons vereer U, ons aanbid U. Here, met alles in ons, bring ons lof en dank en eer aan ons Koning. Dankie, Koning Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We praise you. We glorify you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we praise you. Glorify your name. Hallelujah. Thank you, Here. Thank you, Jesus. Halleluja, ons aanbid U, Here. Ons dankie vir U teenwoordigheid. Thank you, Lord. Ek beleef hier dis nie net een nie, dis selfs meer as een. Mense wat weet dat die Here het vir jou beloftes gegee. Beloftes deur die werking van sy Gees, beloftes uit die woord. Nou was selfs van die beloftes in die woord wat jy gemerk het. En jy het gevoel, Here, gaan hierdie beloftes nie waar word. Die Here sê, hy is 'n waarmaker van sy woord. Elke belofte is ja en amen in Christus Jesus, sê die woord. Elke belofte is 'n werklikheid. En die spesifieke beloftes wat die Here vir jou gegee het, sê die Here, dit sal waar word. Moenie twyfel nie, verwag dit. Ek beleef ook dat die Here sê dat jy voel dalk dat die tyd vat te lank. Maar die Here sê, jy sal nog steeds my krag, jy sal nog steeds die vervulling van my woord en van my belofte in jou lewe beleef. Beleef dat die Here sê dat jy het ervaar wel ook met my krag jou gedra het. Tot nou toe weet jy, dit is my krag wat jou neergedra het. En die Here sê dat my krag is altyd nog steeds daar. My krag sal in jou werk. En jy sal my heerlikheid belewe, net meer en meer. En ek sal, elke belofte sal ek waarmaak, sê die Here. Dit sal 'n werklikheid word en jy sal getuig daarvan. Meer en meer van my beloftes wat waar word in jou woord. Dit waarvoor jy op my vertrou, sal jy getuig van my onderneming, my voorsiening, sê die Here. Dankie, Koning Jesus. Ons prys die Here. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ek beleef, verder meer beleef ek dat die Here ook sê dat daar's mense wat voel, maar Here, ek sien myself nie as so geestelike mens om regtig in U diens te staan en regtig 'n verskil te maak. Ek sien myself nie so nie. En ek beleef die Here sê, hou op om by jou eie swakheid om teen dit vas te kyk. En dat die Here sê, kyk verby jou eie swakheid. Sien my vermoë. En dis ek wat in jou werk wat die verskil gaan maak. Dis ek wat dit gaan doen, dis nie jy nie. Ja, kyk by jou eie onvermoë verby, sien my vermoë raak, sien my krag, beleef my heerlikheid. En ek het gesê, die Here sê, ek sal doen ver bo wat jy kan bid of dink deur my krag wat in jou werk. Maar dis nie jou krag nie, dis nie jou vermoë nie, dis God gegewe vermoë. Dis 'n goddelike instaatstelling deur my krag en my heerlikheid. Halleluja. Sê weer. Amen. Forget about yourself. Concentrate on Him. Amen. Halleluja. Vader, ons sê vir U so verskriklik dankie vir U liefde. Vader, tye in U teenwoordigheid is so kosbaar. Niks kan daarmee vergelyk nie. Vader, ons beleef baie keer dat U teenwoordigheid is so kosbaar, ons wil net daar bly.
En ek dankie dat wanneer ons in die teenwoordigheid is, ook soos vanmôre, maar dankie dat dit elke dag is wat ons in die teenwoordigheid kan wees in die troonkamer van ons God deur die bloed van die lam. Dankie Vader dat in die teenwoordigheid in die troonkamer wat elke dag ons wil versterk, elke dag wil bekragtig. Dankie dat uit dit uit Vader dat ons lewe nooit dieselfde is nie. Elke dag nuwe krag, nuwe dinge wat U vir ons wys, nuwe dinge wat U in ons lewens doen. 'n Pad van oorwinning, 'n pad van feesvier saam met die Here. Dankie Here dat U ons in staat stel met U krag, Vader, om uit te kom by alles wat U vir ons beplan. Ek wil bid dat elkeen wat hier is, Here sal gehoorsaam wees aan dit wat U gesê het. U het gesê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die ander dinge sal bygevoeg word. Ek wil bid, Here, dat dit elkeen se hart sal wees. Ons soek U koninkryk, ons soek U heerskappy, dit begin by ons, Here, ons werk ons aan U heerskappy. Word verheerlik, Here, in ons lewe. Vader, ek wil bid, dat elkeen wat hier is, daagliks sal ervaar hoe U nuwe krag vir ons gee. Hoe U nuwe waarhede in die woord vir ons openbaar. Vader, hoe daar nuwe dinge in ons lewens gebeur. En dankie dat U ons gebruik soos nog nooit van tevore nie. Dankie vir U salwing en U heerlikheid aan U die lof en die ere. Ons prys U Here. Daar's niemand soos U nie. Amen. Amen. Halleluja. Prys die Here. Baie dankie. U kan die sitplek neem ons. Thank you, Lord. Praise you. Halleluja. Ek het 'n lang stryd gehad, ek dink pastoor onthou dat ek nog oor gesels het. Partykeer sê die Here vir jou, jy moet praat. En ek dink my woorde rond. Ek het dit nou die dag vir iemand gesê, want iemand het my gesê, Angie, jy moet 'n boek skryf. En ek het gesê, my woorde raak op. So, iewerster is nog iets wat ek mis, ek weet nie, maar ek moet vir julle vertel, as jy vandag 'n ouer hier is, en jy bid vir jou kind, en jy sukkel dalk, want jou kind het dalk nie ore nie, jou kind is dalk 'n groot mens, hier is 'n baie klein deel van my storie, maar ek het so geval gehad, my seun, ek en my gewese man is geskei toe hy 17 was in matriek, en hy is op 18 uit die huis uit, en door die wêreld het maar sy hande in hom ingeslaan, en jy weet, 'n 18-jarige kind is maar 'n 18-jarige kind, en nou het hy sy eie vryheid, en hy kan maar doen wat hy wil, en ek en Wayne getroud is, het ons regtig 'n saak daarvan gemaak om vir hom te begin bid, vir Brendan te begin bid, sy naam is Brendan. En so 3 maande gelede het my skoondogter my gebel. Nou, net om weer 'n bietjie agtergrond te gee, my skoondogter kom nie uit 'n Christelike huis nie. My skoondogter ken die Here glad nie, my skoondogter het nooit Bybel gelees nie, my skoondogter se ouers ken nie die Here nie. En sy bel my een oggend, dit was 'n WhatsApp call, en sy sê, ma, iets het met my gebeur, en ek het hulp nodig, ek het nodig om te verstaan wat aangaan. En sy het gedroom dat 'n klein katjie kom na haar toe. Nou, sy is 'n katmens, sy is verskriklik lief vir katte. En sy tel die klein katjie op, en sy vryf die klein katjie, en sy hoor 'n stem, en sy hoor iemand sê, God is op pad. God is op pad. En dit was so emosioneel geraak, dat sy hulp moes soek. Sy moes regtig na my toe kom en vra om help. Want ek voel die Here se teenwoordigheid, en ek het al gevra my kind, waar is jou Bybel? En op daardie stadium het my kinders nie eers 'n Bybel in hulle huis gehad nie. En ek het vir haar gesê om die app op haar foon te gaan download. Nou, ek lees nie die 353, as jy weet wat die een dit is, vertaling, die ou vertaling, ek lees nie die nuwe vertaling nie. So ek het laat sy die app gaan download, en ek begin met te volg.
En net so 'n week voor dit het ek met my seun gepraat, ek en Wayne. En hy vra toe vir Wayne, hoekom het hy opgehou drink? Was dit ek wat hom beïnvloed het, want ek en my seun weet ek hou nie van drink nie, maar hy vra toe vir Wayne, hoekom het hy opgehou drink? En Wayne sê nee, dit is iets wat hy hier op sy hart gelet het, hy moet nie meer drink nie, hy wil nie deel wees daarvan nie. En hy sê toe nogal vir Wayne, ag nee wat oom, ek sal seker maar vir altyd drink. En my seun het gerook en hy het gedrink en ja, dit was sy leefstyl. En die Here kom en die Here op 'n Sondag aand, ons pastoor wat in Springs is, stuur 'n preek uit, want my skoondogter stuur haar droom toe aan vir pastoor en hy stuur 'n preek terug, min wetende dat hierdie preek presies dit is wat sy nodig het om te hoor. En sy besef dat die Here het haar geroep en die Here het haar geroep om aan haar man te werk. En vreesloos gaan sy na hom toe en sy sê vir hom, luister, die Here het hier op my hart gelê, dit is wat met ons moet gebeur. En enige iemand wat my seun geken het, sal geweet het dat sy geduld is 'n bietjie kort gewees as mens met hom gepraat het met die Here. En net daar kom die Here en hy raak my kind se hart aan. My kind ken die waarheid, hy het in die Here se huis groot geword, maar die wêreld het hom ingesluk. En die Here raak sy hart aan en hy begin saam met haar Bybel lees. Hy begin saam met haar bid. Vir die eerste keer van hulle by mekaar is, was op 5 jaar so, maar hy is op 'n jaar getrek. Maar in 'n geval, hulle begin hy saam met haar bid. Hy begin vir sy kinders bid. Nou, my kleinkinders het by my en Wayne geleer bid. En Brady het altyd vir sy pa gesê, papa, ons moet amen. Nou, hy noem bid amen, hy doen nou nog amen. En hulle begin saam bid. En 'n week later bel sy my en sy sê, ma, ek moet net vir ma dit vertel. Gistermiddag kom Brendan by die huis en hy sê, my pa, want haar pa bly by hulle. En my pa vra vir hom, wil jy bier hê? En hy sê, nee, dankie pa. Sy sê, maar ek het amper van my stoel afgeval. Want hier is hierdie man wat nie 'n dag sonder drank gegaan het nie. En hy sê, nee, dankie pa. En sy bel my en hy bel my en sê, mama, ek is klaar, ek het klaar gedrink. Die Here het my lewe kom verander. En ek het my hart bekeer. En 4 dae later bel hy my, want toe het hulle nog gerook. En hy sê vir my, mama, ek het donderdag gebid en ek het die sigarette neergesit. En ek dank die Here tot vandag toe, dit is nou 3 maande oud. Het hy nie weer 'n drankie gevat nie en hy het nie 'n sigaret opgetel nie. Die vloekwoorde het die Here kom wegvat uit sy mond uit. Hy is 'n maand gelede, min of meer 'n maand gelede, bietjie meer as 'n maand gelede, 21 September, het pastoor Johan hom gedoop, hom en sy vrou. So ek wil vir jou sê, as jy jou kind vandag daar buite is, en dit lyk vir jou moeilik, dit lyk vir jou dalk op iewers in hierdie wêreld is en jy weet nie, dan wil ek vandag vir jou sê, die Here weet. Die Here hoor jou gebede, die Here sien jou trane en die Here weet vir elke keer wat jy op jou knieë gaan vir jou kind. Hy weet, glo my, ek het ander kinders ook so, my knieë is nog nie klaar weer gebid nie, maar ons bid, ons hou aan en ons hou vas met die Here, want hy gaan vir jou vaar, hy gaan jou antwoord, dit is nie op jou tyd nie, dit is nie op ons tyd nie, dit is op die Here se tyd, maar die Here doen, die Here het Brendan se lewe so verander, hy het Tanika se lewe so verander, hy het nie 'n pad met hulle gestap van soms so, hy het hulle lewe 360 grade, ek weet nie of my soveel grade kry nie, maar hy het so verander, in 'n oogwink, net 'n droom, wat hy vir 'n vrou gegee het, wat nie eers die Here ken nie. So as jy vandag dink, jou skoondogter of jou kind ken nie die Here nie, jy ken die Here, jy is hier vir 'n rede. So vat dit vandag, en ek het lank gewag, was het weer, maar die Here het vandag vir my gesê, dit is nie deur my nie. Die Here wil hê iemand daar buite moet weet, dat jou kind is werd om voor te bid, maak nie saak waar hy is. Dankie. Prys die Here.
ons dank die Here vir wat hy ook aan die ander mense se kinders se lewe gaan doen. Thank you, Lord. Ons het die voorreg nou om aan die Heer die en ek verkies om dit nie 'n nagmaaltafel te noem nie. Ek verkies om dit 'n Christusmaal te noem. Het gaan oor Christus Jesus, oor hy wat sy lewe vir ons gegee het, wat gesterf het sodat ons nie hoef te sterwe in ons sonde nie. Ek is so bly dat hy het in my plek gesterf, dat ek nie hoef te sterwe in my sonde. Dat hy alles op hom geneem het, alles wat ons gedoen het, verkeerd, hy het op sy kruis, aan die kruis het hy gedra, op hom geneem, sodat ons vry kan wees. En vanmôre, wanneer ons aan hierdie Christusmaal fees gaan deelneem, wil net daar die een besondere waarheid uitlig in die woord. In 1 Korintiërs 11, die bekende gedeelte wat praat juis van wanneer ons hierdie Christusmaal vier. Maar Paulus sê daar, wanneer ons dit doen, elke keer verkondig ons die dood van Jesus Christus totdat hy kom. So hierdie is nie 'n ritueel. Dis nie maar net, ons doen dit maar uit gewoonte nie. Dis maar nie net sommer iets klein nie. Elke keer wanneer ons aan hierdie tafel deelneem, dan is daar 'n verkondiging. Dit roep uit. Hierdie tafel roep uit. Jesus Christus het sy lewe gegee. Hy het die dood oorwin. Hy het die duiwel en elke demoniese mag ontklee, hulle in die openbaring toongestel en oor hulle getriomfeer, sodat ek en jy nie hoef hel toe te gaan, sodat ons die ewige lewe kan hê in hom. Hierdie getuienis van Angie is fantasties, dat die Here met die vrou wat glad niks van hom geweet het nie, dat die Here in 'n droom met haar begin werk, en albei van hulle kom tot bekering, en albei van hulle gee hulle lewens vir die Here. Die Here is so groot, hy is so wonderbaar. En as jy vandag gaan aan hierdie tafel deelneem, doen dit met die vreugde van Here. Hierdie tafel praat met my. As ek van hierdie brood neem, Here, dan sê dit vir my, dis 'n verkondiging. My koning lewe, sy liggaam is stikkend gebreek, sodat ek die ewige lewe kan hê, sodat ek deur u wonde genesing kan ontvang, Here. Dit praat met my, en hierdie beker, die kelkies praat van Here, u bloed het gevloei, en ek staan vanmôre met dankbaarheid voor u wat u lewe gegee het, sodat ek vry kan wees deur die bloed van die lam van sonde. Kom ons neem deel aan hierdie tafel, ons verkondig dit, en hierdie verkondiging bly nie net hier nie, ons sal dit verkondig, waar ook al ons koning lewe, die graf is leeg, en hy het oorwin. Amen. Nie terwille van, ek sê baie keer, die duiwel was nooit vir God te bedreiging, sodat ons kan oorwin. Kom ons dank hom. Vader, ons sê vir u baie dankie, dat ons die voorreg het, om u Vader te kan noem, juis deur Jesus Christus se kruisdood. Dankie Here, dat u u lewe gegee het. Dankie Here, dat hierdie tafel met ons praat vanmôre, Here. En ek wil bid dat hierdie Christusmaal fees in ons harte sal spreek, en dat ons vanmôre aan hierdie tafel sal sit met dankbaarheid, harte wat oorloop van dankbaarheid. En dankie dat ons in hierdie oggend weet, Here, u lewe, sodat ons kan lewe, Here. U die dood oorwin, sodat ons vir ewig kan lewe. Dankie Here, dat u ons sonde op u geneem het, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie. Dankie Here vir u genade, dankie vir u seën op elkeen wat dit gebruik vanmôre, Here, word verheerlik in elkeen se lewe. Ons prys u naam. Amen. Ek wil u nooi om vorentoe te kom, miskien eers hierdie blok aan hierdie kant, en dan daardie blok aan hierdie kant, en dan die middelste blok. Kom ons kom vorentoe en ons kom neem deel aan hierdie feesmaal in die Here. Baie dankie. U kan ook weer vat en vir iemand anders ook gaan gee, as u so gelei voel. Baie dankie. Say, I think she'll
'n bietjie toe. Amen. Sy bly was hier. Amen. Wow, man, dis wonderlik om die Here te ontmoet. Die Here seën vir u. Ons gaan afsluit met 'n slotkoorvers. Ek wil die Here loof. En ons wil nooit ophou om dit te doen. Ons wil altyd opdoen. En terwyl ons dit doen, gaan ons ook ons offergawes en ons tiendes gee vir die Here. En ek dank ons Vader dat hy gesê het dat terwyl ons offergawes en ons tiendes gee, dat ons ook hemel beleef. Hy sal die vensters van die hemel oor ons oopmaak, soos op hom vertrou en gehoorsaam is aan sy woord. Kom ons sing, ek wil die Here loof. Kom ons staan op en ons gee ons offergawes en ons